Jy besef seker dat dit onmoontlik is vir 'n mens om in iemand anders se lewe in te gaan sonder om voetspore te laat. Dink maar aan die voetspore wat jou ouers in jou lewe gelaat het, of die voetspore wat onderwysers in jou lewe gelaat het. Dit kan aangename herinneringe wees, dit kan baie onaangename herinneringe wees. Dit kan jou opvoeding wees, dit kan lewenswyshede wees wat jy geleer het, dinge wat jou opgebou het of dinge wat jou afgebreek het. Die sielkundiges en die polisie, die speurders, wanneer hulle misdaadtonele ondersoek, sê hulle, dit is onmoontlik om op 'n misdaadtoneel te gewees het sonder om een of ander spoor te laat dat jy daar was. Dit is forensies moontlik om selfs jou vingerafdrukke, 'n bietjie speeksel, sweet, net as jy aan iets geraak het, sonder selfs 'n vingerafdruk, hulle noem dit touch DNA, aanraak DNS, laat jy iets op daai toneel agter. En dit is dan dikwels van daardie spore, daardie traces wat jy laat, wat vir hulle in staat kan stel om 'n moordenaar, 'n misdadiger uiteindelik op te spoor en vas te pen. So dit is onmoontlik om in 'n situasie in te stap in mense se lewens sonder om voetspore te laat. Jy het nou gedink aan die voetspore wat mense al in jou lewe gelaat het. Vandag moet ons ook dink aan die voetspore wat jy in ander mense se lewens laat. Sommige voetspore is baie duidelik sigbaar. Sommige voetspore is so duidelik sigbaar dat 'n ander persoon dadelik kan weet wie op die toneel was. Ander voetspore moet nagevors word met mikroskope, met toerusting wat die blote oog nie kan doen nie, met die bloedtoetse, met DNA-toetse. Sielkundiges kan ook, wanneer jy by hulle in diep gesprek kom met byvoorbeeld hipnose of net 'n baie diep gesels, kan hulle ook spore vind in jou lewe van mense of dinge wat vir jou in die loop van jou lewe aangeraak het. Hulle kan jou help om die seer van die lewe, die seervoetspore te laat genees. Hulle kan jou ook help om die aangename voetspore raak te sien. Dinge wat jou dan weer positief kan opbou. Maar onthou net, is onmoontlik dat jou lewe, hierdie jaar wat verby is, die paar maande wat verby is, die week wat verby is, die dag wat verby is, dit is onmoontlik vir jou om in daardie tyd enige mens se lewe te kruis, sonder om voetspore in sy of haar lewe te laat. In die Bybel lees ons van die bekende verhaal, die gelykenis wat die Here Jesus vertel het, van die barmhartige Samaritaan. Ons kry dit in Lukas hoofstuk 10 van vers 25 af, waar die Here Jesus vertel van hierdie reisiger wat in die berge, in die heuwels oorval is deur rowers en aangerand is en vir dood agtergelaat het. En julle ken die verhaal van die twee kerkmense, die priester en die leviet wat ver langs verby geloop het, en toe kom die Samaritaan, wat in daardie tyd dan nou nie in die sinagoges en hulle kerke toegelaat is nie, omdat hy dan nou 'n gemengde velkleur gehad het. Hulle het die neergesien op die Samaritane. Maar die kerkmense loop verby, maar hierdie Samaritaan gaan in hierdie man se situasie in, en hy help vir hom, hy kry vir hom uiteindelik in 'n herberg, hy verpleeg hom, hy laat hom verpleeg, hy betaal vir hom. As ons nou dink na daardie, of kyk na daardie verhaal, as ons praat van voetspore, dan gaan ons verskillende soorte voetspore in daai man wat daar lê se lewe kry. In die eerste plek gaan die bloedspore daar lê, die spore van geweld, die mense wat hom aangerand het, wat hom beroof het, wat hom letterlik amper sy lewe van hom weggeneem het. Daai spore sal nagespoor kan word. Die misdadigers, die skuldiges sal uitgeken kan word. Maar die punt is, hulle het in sy lewe ingekom en verniel, en hulle voetspore lê heel moontlik vir ewig in sy gemoed afgetrap. Net so is daar dalk vandag voetspore in jou lewe,
wat getrap is, waar mense jou kom vertrap het, waar mense jou diep kom seermaak het, jou fisies, emosioneel, geestelik kom aanrand het, kom afkraak het, deur jou lewe, van jou kinderdae af, van die dae wat jy dalk nie eens regtig meer kan onthou nie, so klein was jy, tot baie onlangs. As ons na daai toneel gaan kyk van die man wat deur die rowers aangeval is, dan sien ons die voetspore van geweldenaars. As ons mooi gaan kyk, dan sien ons ook die een ry voetspore van 'n mens wat omgegee het, 'n mens wat gaan hurk het, 'n mens wat gaan verpleeg het, 'n mens wat so persoon nog 'n ekstra myl ook mee geloop het en agterna nog verder gegaan het. Dit is opvallend dat daar rowers was wat hom aangeval het, maar net hierdie een persoon se voetspore loop in en gaan help. En dis dikwels hoe dit in hierdie lewe lyk. Dis dikwels so dat die meeste voetspore in ons lewe word getrap deur mense wat vir ons bitter seer kom maak, wat kwade bedoelings met ons het. Dit is ongelukkig die lewe. En dan is daar ook daai enkeles wat inkom om te genees. As jy vandag dan na jou lewe kyk, wat is voetspore lê daar? Wie het ingekom in jou lewe en vir jou kom gesond maak, vir jou kom ophelp, vir jou kom ondersteun? Daai enkel voetspore sal natuurlik ook lewenslank 'n indruk op jou lewe maak. Maar die vraag is ook, hoe lyk jou voetspore in ander mense se lewens? Is jy dalk ook al 'n geweldenaar gewees met jou woorde, met dinge wat jy gedoen het, waar jy mense letterlik, fisies, emosioneel, geestelik geweld aangedoen het? Vra jouself af, was jy dalk al een van die rowers wat sulke verskriklike voetspore in iemand se lewe gelaat het? Of was jy dalk daarom ook al van die kere die persoon wat ingegaan het om te gaan verpleeg, om te gaan versorg? En let wel, dis vir 'n vreemdeling. Dis nie eens vir 'n vriend wat hierdie Samaritaan dit doen nie. Dis vir 'n vreemdeling wat ingaan en gaan gesond maak. Wat 'n voetspore trap jy in mense se lewens? En sal jy graag ook vorentoe in mense se lewens wil trap? Die Here Jesus het aan die einde van daardie gelykenis toe vir hom vra, nou, wie is my naaste? Toe sê die Here, toe vra hy vir hierdie persone ook, hierdie fariseërs, wie dink julle is sy naaste? En hulle sê, wel, sekerlik die een wat voetspore in sy lewe gaan trap het, aangename voetspore, helende voetspore. Toe sê die Here Jesus, jy's reg. En hy sê in vers 37 van Lukas 10, gaan jy en maak jy dan nou ook net so? Gaan trap jy dan nou ook daai aangename voetspore in ander mense se lewens? Dis die opdrag wat ek en jy kry vandag. Maar daar's tog nog 'n aspek van hierdie verhaal van die barmhartige Samaritaan wat ons nie vandag kan miskyk nie. Ons het gepraat van die voetspore wat ingekom het en kom verniel het. Ons het gepraat van die voetspore wat ingekom het en kom verpleeg, versorg het. Maar ook die afwesigheid van sekere voetspore is net so belangrik. Daai priester en leviet wat ver langs verby geloop het, wat nie voetspore op die toneel wou laat nie, wat onbetrokke wil bly, wat eenkant staan, wat die mense in sy elende los. Jy het dit ook seker al ervaar. Hoe dat mense ver by jou verby loop. Miskien kerkmense, miskien bekendes, mense wat jy gereken het vriende is, maar die oomblik toe jy daar lê, stikkend geslaan deur die lewe, toe kyk hulle ander pad en hulle loop verby. Dalk het hulle gedink, jy het dit oor jouself gebring. Jy moet nou maar self sien en kom klaar. Ek weet nie. Ek weet nie wat mense se beweegredes is om ver verby te loop nie, maar ek is seker jy het dit al ervaar in jou lewe. Wat het dit in jou gedoen? Die afwesigheid van sekere voetspore maak soms seerder as die voetspore wat ingegaan het en gaan verniel het. En dis dikwels die voetspore wat ons verwag het sal in ons lewe inkom, in hierdie geval van hierdie verhaal, die kerk. En ons praat nou net hier van die dominee en die ouderlinge en die diaken en die apostel en die owerste en al hierdie mense nie, want ongelukkig in baie kerke is dit ons so, hulle moet die voetspore gaan trap. Ons praat hier van die liggaam van Christus, waarvan ek en jy dan veronderstel is om deel te wees. Dit is verskriklik as jy aan so 'n liggaam behoort, en wanneer jy in sulke elendes lê, dat die voetspore ver langs by jou verbygaan. Het jy dit al ervaar? As jy dan vandag deel is van 'n kerk,
of al is jy glad nie deel van 'n kerk, 'n spesifieke kerkdenominasie naam nie, as jy deel is van die liggaam van Christus, nooi ek jou dan, dat jy voetspore gaan laat op sulke tonele, maar dat dit voetspore sal wees van genesing. Nie voetspore wat nog verder seer maak nie, nie voetspore wat ver verby gaan nie. Ek vra jou weer, hoe lyk jou voetspore? In wie se lewens het jy hierdie tyd aangename voetspore getrap, genesende voetspore? Die Here Jesus het gesê, gaan dan nou, en gaan maak jy ook net so, soos daai barmhartige Samaritaan. Kom en jy luister na daardie opdrag van Christus ons Here.